Ek wil net die 4 punte noem, die 5 punte noem, 4 punte wat ons laasweek oor gesels het. Die eerste een was, eerste ding wat Jesus gedoen het, ons praat oor die tyd tussen die opstanding en die hemelvaart. Daar het soveel meer gebeur, ons het laasweek gekyk daarna, daar het soveel meer gebeur as sommer net ons 4 Paasfees en dan 4 ons hemelvaart. Daar het so baie gebeur. En dis wat Christus wil hê moet in ons lewens gebeur. Dis dit wat hy in daai tyd gedoen het. Eerste ding wat hy gedoen het is, Jesus het homself bewys dat hy leef. En toe het ons gesê, dis tyd dat ons dalk meer vir mense kan wys in ons lewens dat ons kind van God is. Die tweede ding wat Jesus gedoen het, is Jesus het herstel en bemoedig. Hy het nie vir Petrus of vir Thomas of enige van hulle weggejaag en gesê, nee, ek het gedink jy is my vriend, maar dit en nee, hy het hulle herstel en bemoedig. Ons het gesê, hy het aangegaan met Petrus en hom nog steeds die opdrag gegee, asof daar nooit iets fout gegaan het. En hoe ons baie keer so lief is daarvoor om iemand juist te probeer aanvat die oomblik as hulle gestruikel het of as hulle 'n fout gemaak het. Die derde ding wat Jesus gedoen het, is Jesus het toe die opdrag gegee en gesê, gaan dan heen en maak disippels. As jy gered is dit nie net sodat jy kan hemel toe gaan en dan sê ek is okay nie. Dit is glad nie waaroor dit gaan nie. Dit is 'n begeerte by God dat jy gered sal word en ook dieselfde begeerte sal hê om ander mense in die koninkryk in te vat. En die laaste ding was dat Jesus ons beloof het dat ons nie alleen is nie. Jy is nie alleen in hierdie geveg nie. Sy Heilige Gees is met jou. Selfs wanneer jy uitdagings moet, ek wil amper sê uitsorteer of moet aanpak, is jy nie alleen nie. Weet dit, die Heilige Gees is met jou. So vanoggend, laasweek het gegaan oor opstanding tot opdrag en vanoggend is opstanding en dan die heel belangrikste, die uitdaging. Want ek weet nie van jou nie, maar vir my voel dit of daar elke dag 'n uitdaging is. Daar gebeur elke dag iets in my lewe wat voel asof dit toets my uit. Nee, as jou kind so aanhou en aanhou, dan sê jy vir hom, jy's nou besig om vir my uit te taart. Jy toets nou my geduld. Nee, ons generasie sê dit nou nie. Ek sien van die ouer generasie, hulle het dit altyd gesê. Jy's nou besig om vir my te toets, hoor. Nou, ek weet nie of jy het weet nie, maar hierdie lewe toets vir jou, hoor. Hy gaan aanhou. Ek het vir jou goeie nuus. Hy gaan aanhou. Maar Christus sê, hy het reeds die wêreld oorwin. Weet dit, in hierdie tyd, sal daar moeilike tye kom, daar sal uitdagings kom, daar sal tye kom wat jy voel, ek kan nie meer, daar sal tye kom wat jy voel, Here, waar is U? Jesus self waarsku ons, hy sê, maar weet dit, ek het die wêreld reeds oorwin. Ons kyk na Matteus 28 vers 6, en hoor wat sê hy. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Nou die heel eerste ding wat ek wil hê ons moet doen, is kyk na die woord opstanding of om op te staan. Wat beteken dit? Dis maklik as ek vir almal sê, staan op, dan staan almal op. Maar nou wil ek iets anders vir u sê. 'n Stadium kyk ons 'n rugbywedstryd, ek dit was met die wêreldbeker gewees, toe sê die vrou, sal jy asseblief opstaan indien jy kan en dit vir jou moontlik is. Toe sê Belinda, dis nou nogal mooi gesê, if you are willing and able, please stand up. Dis nogal mooi gewees. Dit beteken dat daar mense is wat nie kan nie, en dit weet ons almal. Dan is daar mense wat dink hulle kan nie. Nee? En dan is daar mense wat net nie wil nie. Want die vrou het gesê, if you are willing and able. Nou ek wil nou nie vanmôre hard wees nie, want dit gebeur nou nie sommer hier in Koster nie, maar jy kry mense wat net nie wil opstaan nie. Kom aan, ek sal dit makliker maak. Hoeveel keer het jy al gesê, weet jy wat, ek het daai al hoeveel keer probeer help, hy wil nie. Nee? Wanneer dit jou pas. Nou vanoggend gaan ons nou nie na daai mense kyk nie. Ons gaan nie oor daai mense praat nie, ons gaan met jou praat, ons gaan met my praat.
Ons gaan met ons praat wat hierdie woord hoor, want miskien het jy al baie keer gesê, daai ou wil nie opstaan nie, en miskien is jy in dieselfde posisie. Miskien wil jy ook nie opstaan nie, maar dit gaan oor iets anders. Wat beteken dit? In 'n algemene sin, dit kan beteken om weer op te staan, te herstel, of 'n nuwe begin. Dis wat dit beteken om op te staan. Die opstanding bevestig God se mag oor die dood, oor die lyding en oor pyn, en toon dat Jesus alle mag in die hemel en op aarde verkry het. So die feit dat Jesus opgestaan het, is nie net, hy is waarlik God uit opgestaan nie. Dis nie al wat dit is nie. Dit is ook, dat hy alle mag in hemel en op aarde verkry het. Die Bybel sê, al die beheer van al die engele is aan hom gegee. Hierdie opstanding is baie meer as Jesus het net uit die dood het opgestaan. Baie meer. Dit beteken, dit verteenwoordig die oorgang van wanhoop na hoop. Ek wil nou nie vra wie sit almal in wanhoop nie, maar hoor wat ek sê, die opstanding verteenwoordig die oorgang van wanhoop na hoop. 'n Verskywing van jou fokus van die een na die ander, van die dood na die lewe. Die oomblik as jy opstaan, dan sien jy sommer weer anderste. Die oomblik as jy die besluit kan neem om te sê, ek gaan, ek wil, ek kan. Dit gaan nie oor 'n terugkeer na die verlede nie, maar dit gaan oor ek staan op in 'n nuwe, 'n getransformeerde toestand. Soos 'n saadjie wat geplant word. As jy 'n saadjie in die grond sit en hy ontkiem, as dit droog is, trek daai plantjie weer terug binne in die saadjie en dan word dit weer 'n saadjie. Nee. Dis nie moontlik nie. Ek het baie jare terug vir 'n vrou eendag gesê, wat vir my gesê het, haar hele lewe het uitmekaar uitgeval, en die en daan, sy wens net alles kan weer wees soos dit was. Toe sê ek vir haar, sjoe, ek het vir jou of goeie of slegte nuus, maar dit gaan nooit weer wees soos wat dit was nie. Die Bybel sê, kyk, ek het iets niets gedoen, dit gaan nie wees soos wat dit was nie. Ek weet ons praat baie keer van die goeie ou dae, maar ek is baie eerlik met julle, ek is bly ek lewe nie in die goeie ou dae nie. Hallo? Is julle nog wakker? Is die goeie ou dae regtig so goed gewees? Daar waar ons mense onskuldig vermoor het. Omdat hy nie praat soos ek, lyk soos ek. Was dit regtig goeie ou dae? Het ons God geëer daardeur, of het ons onsself probeer regverdig, of kan dit nie eens regverdig noem nie? Het ons eie wil op onsself afgedwing, het ons gemaak soos ons wil? Is dit regtig die goeie ou dae? Moenie net na die goeie dinge kyk en dan sê, dis die goeie ou dae nie. Dion, hoekom sê jy, ek is bly, dis nie die goeie ou dae nie? Want my vrou en my kinders lewe in vandag se tyd. En vir hulle is ek dankbaar. As ons na die hele prentjie gaan kyk, moet ons oppas om nie vas te hou aan goed, wat eintlik glad nie so goed was nie. Maar jy kan iets doen aan vandag. Jy kan niks doen aan gister nie. Opstanding beteken, die opstanding van Jesus beteken dat die dood nie die laaste sê het nie. Dit wys vir ons dat die sonde oorwin is, dat hoop steeds leef en dat 'n nuwe lewe steeds moontlik is. Die opstanding sê vir ons, dis nie verby nie. God kan herstel. Jy sal weer opstaan. Ek het in die week wat verby is, ek dink eintlik Sondag na kerk met iemand hier in die gangetjie gestaan en praat, en toe sê ek, daar's 3 mense oor wie ek baie trots is in hierdie gemeente. Baie. Mense wat 2-3 jaar terug nog volslae, dwelmverslaafdes en alles was. Maar hulle het opgestaan. Hulle het 'n nuwe lewe gevind.
Hulle het vir duisende daar buite gewys, dat 'n nuwe lewe is moontlik. Dit maak my so dankbaar. Dit wys vir my, dat God nog steeds kan herstel. Dit wys vir my, dat God nog steeds die laaste sê, dat God nog steeds sê, dis nie verby nie. Dit wys vir my, dat God nog mense laat opstaan. In die eerste plek, moet jy glo dat God aan die werk is in jou lewe. Nou dis nou hier waar baie van ons kan sê, joh, nee, ek weet dan nou nie so mooi nie. Nou moet jy verduidelik, want as ek na my lewe kyk, lyk dit nie so nie. Hoor mooi wat sê Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daar's een ding wat ons, ek dink, moet besef as Christene. Jy kan nie jou fisiese materialistiese lewe op hierdie aarde en God in een ek wil amper sê in een bord wil gooi nie. Jy kan nie. Dit gaan nie vir jou sin maak nie. Want jou materialistiese lewe sien jy met jou oë en jy probeer dit uitreken met jou oë. Wanneer ek baie keer met mense sit en dan sê ek, as ons na al die omstandighede kyk, dan sê ek, okay, nou kom ons kyk gou heeltemal objektief na dit alles. Dink jy daar's enige iets wat jy anders kon doen? Ja, seker. Sê ek, okay, maar soos wat? Soos wat dink jy nou? As ons nou, soos hulle sal sê, 'n klip in die bos gooi. Wat kon jy anders gedoen het? Wat sou jy anders gedoen het as jy nou vandag terugkyk na besluite wat jy geneem het wat 'n gemors was? Nog nie een keer in my lewe is daar nie ten minste een ding wat iemand vir my kon sê nie. Nog nooit. Daar was nog nie een keer iemand wat vir my gesê het, ek is dood eerlik met jou, daar is nie 'n enkele ding wat ek anders sou gedoen het nie. Ek kon dit gedoen het, of ek kon miskien dit gedoen het, of dalk sou dit werk as ek, maar daar's altyd iets wat jy anders kon doen. Maar baie keer, ek wil amper sê, dan wil ons God, ek weet nie, dis moeilik om my 2 in 1 bord te gooi. En dan eindig ek gewoonlik dan vra, okay, maar nou wil ek vir jou vra, het jy God net vertrou, of het jy hom gehoorsaam? En dis daar waar mense dan baie keer sê, okay, maar hoe weet ek wat die verskil is? Want baie van ons vertrou die Here. Ons bid en dan vertrou ons die Here. En dan sluit ons die gesprek daar af. Dan besef ons nie, okay, ons vertrou nou die Here, maar die Here wil met jou praat, hy wil vir jou iets sê, hy wil vir jou sê wat jy moet doen. En al wat ons doen is, ons sê net, nee, ons vertrou die Here. Dit stop nie daar nie. Gebed stop nie by jou oggend of middag of aand gebed, en jy dank die Here vir alles, en jy maak alles aan die Here bekend, en jy staan op en jy loop nie. Dis nie hoe dit werk nie. Gebed is, ek gaan sit by die Here, ek bid, ek praat, maar die heel dag deur moet ek gehoorsaam wees, dat wanneer die Here vir my sê, okay, onthou jy toe jy hierdie gevra het, né? Dis wat ek wil hê jy moet doen. En daai is moeilik. Daai is moeilik, en dis hoekom ons as kinders van die Here baie keer sê, ek het die Here regtig vertrou. Here, ek het U regtig vertrou. Maar was jy gehoorsaam ook? Tweedens, luister na die stem van Jesus. Jesus praat deur sy Gees. Onthou jy, hy het ons beloof ons sal nie alleen wees nie. Is lekker om 'n belofte te kry dat ek jou nie alleen sal los nie. Maar dit help niks as jy nie luister nie. Gistermiddag 3:00, wie kan onthou waar hy gistermiddag 3:00 was? Enige iemand? Gistermiddag 3:00 was die Heilige Gees daar. Gisterand 9:00. Wie kan onthou waar hy 9:00 gisterand was? Julle maak my bekommerd, want dis 3 wat kan onthou waar julle 3:00 was en 2 waar hulle 9:00 was. Gisterand 9:00, net daar waar jy was, daar was die Heilige Gees.
Nou hoor gou hier. Was jy enigstens bewus dat hy dalk iets vir jou wil sê? Ek was nie. Nee, ek was nie. Daarmee wil ek nie vir jou sê dat jy 'n geestelike robot moet wees om jou af te sluit van die wêreld af nie, want ons is in die wêreld. Jy het dalk gebraai gisterand 9 ure gesels en die en daar en al wat die Here dalk wou gehad het is een van die mense in daai groep gaan deur 'n moeilike tyd en jy kan dit nie sien nie. Maar die Here is daar. Jesus maak beloftes aan ons. Kind van God, jy sal nie alleen wees nie. Ek is met jou al die dae van jou lewe tot aan die volëinding. Yes. Maar sal jy luister? Christendom is nie 'n eenrigting kaartjie hemel toe nie. Dis 'n verhouding elke dag, elke oomblik. Here, ek het U vertrou. Ek weet jy het. Here, ek het U regtig met my hele hart vertrou. Ek weet jy het. Weet jy hoeveel keer het wou ek vir jou gesê, luister net gou. Moenie daai, gaan so, moenie. Okay, ons gaan weer. Staan weer op, begin weer. Die derde ding, ons moet leer om in 'n nuwe verhouding met God te stap. Ek het in die week iets op my foon gesit. Ek gaan kyk of ek dit kan kry vinnig weer, want dit het my so laat herinner. Hierso sê, religion teaches you how to act right, but never changes what's actually wrong. Is dit nie so nie? Tradisie leer jou hoe om reg op te tree. Tradisie sê, ons maak so, dan maak ons so, dan maak ons so. As jy bid, dan bid jy so, jy moet afsluit met hierdie, jy moet begin met, tradisie leer jou presies hoe om alles te doen. Maar tradisie bring jou nooit op 'n plek, wat hy eintlik verander, wat verkeerd is nie. En baie van ons is so vasgevang in tradisie, probeer net iets verander bietjie. Weet jy dat die nommer 1 rede waarom kerke kerkskeurings plaasvind, is oor tradisie? Want een groep sê, kan ons nie bietjie dit doen nie. Die jonger mense sê, kan ons nie bietjie hierdie sing nie. Daai sê, nee, ons doen dit nou al soveel jaar so, ons tradisie is verskriklik gevaarlik. Tradisie in generasies is verskriklik gevaarlik. Weet nie hoeveel families het al uitmekaar uitgeskeur, omdat een kind of 'n ander kind in die gesin sê, nee, maar ek gaan nou soontoe of hierdie, en dan praat ons alles van Christengoed. Weet jy hoeveel gesinne het al opgebreek omdat hulle verskil van kerk? Paar maande terug ry ek in Rustenburg en ek sien iemand wat in my jeug was jare terug. Toe hy my sien, groet hy my en ek herken hom eintlik glad nie. Hy lyk sleg. En hy sê, onthou jy my, Dion? Ek sê, joh, jy moet my nou help, jong. Ek sien nogal redelik baie mense, dis my go-to verskoning daai. Ek sien nogal baie mense. Hy sê, onthou jy daar by toe Gloria, toe jy jeugleier was? Ek sê, ja. Ek sê, ja, help my, wat is jou naam? Hy sê sy naam vir my en ek word so koud, ek dink, wat het in jou lewe gebeur? Hy sê, weet jy, dat elke Vrydag as ek by die jeug was, moes ek vir my pa lieg oor waar ek heen gaan. Want ek mag nie so toe gegaan het nie. Ek sê, wat is fout? En hy deel 'n klomp goed met my. Hy sê, ek en my pa het oor die 16 jaar laas gepraat. Die dag toe hy uitvind dat ek in daai kerk is, toe skryf hy my af. En toe ek dink, as my eie pa my afskryf, hoe kan daar 'n God wees? En hy bid die oggend toe hy opstaan en hy sê, vandag is sy laaste dag. As die Here hom nie vandag openbaar aan hom nie,
Vanaand maak hy einde aan sy lewe. En ek dog, ek sou nie eens Rustenburg toe gery het daai dag nie. Toe ek op pad Rustenburg toe is, toe dink ek mors nou eintlik geld. Ek ry nou vir een dingetjie Rustenburg toe. Wat gaan ek nou daar doen? Waarmee is ons besig? Maar ons is Christene. Ons sê ons glo in Jesus Christus wat opgestaan het, wat gesterf het vir ons, 'n ewige lewe gegee het. Maar omdat jy nie saam met my stem nie, onterf ek jou. Om in 'n nuwe lewe te stap, is nie maklik nie. Ek dank die Here dat ek saam met daai man net daar kon bid en sê, weet jy wat? Gaan terug na jou pa toe. Ek sê, kan nie. Ek sê, hoor wat ek vandag vir jou sê. Gaan terug na jou pa toe. Ek is so spyt, hy het nie 'n foon nie, want ek wil so graag uitvind wat aangaan. Ek het hom gesmeek. Beloof my, jy sal hom gaan soek. Ek vra jou mooi, gaan terug na jou pa toe. Moenie dat godsdiens en tradisie bo dit kom waar jy jou hele lewe verloor nie. Tradisie is baie gevaarlik. Verhouding met God is alles. Dis tyd om weer op te staan. Opstanding beteken, jy hoef nie vasgevang te wees nie. Christus wil hê dat jy moet opstaan. Nou dit is wat opstanding beteken. Om weer op te staan. Nou wil ek jou kom waarsku. Daar is nog een wat wil opstaan. Die Antichrist. En die Antichrist wil opstaan in die kerk. Nie in die nightclubs nie. Nie by die rugby stadions nie. Nie op snaakse plekke nie. Nie op al die plekke waar jy dink hy gaan opstaan, hy gaan nie daar opstaan nie. Hoekom nie? Want hy het klaar al die invloed daar. Hy wil die kerk mislei. Hy wil die kerk verwoes. Hy wil hê die kerk moet die genade en liefde golf ry soos dit ons besig is om dit te doen. Die oomblik as jy iemand tereg wil wys, dan sê hulle vir jou, onthou net die genade van die Here is groot. Dit is groot. Maar hoor wat ek vanmôre sê. Kerk, ons gaan moet wakker wees. Openbaring 13 vers 3 kom en hy sê, een van sy koppe was so dodelik gewond, maar sy dodelike wond is genees, 'n teken van 'n wonderwerk. Dit lyk soos 'n opstanding en dit laat mense dink dat dit wonderlik is. Dis 'n nabootsing van Christus. Hoor hoe mooi sê die een ou dit. Die Antichrist probeer alles van Jesus namaak, naaap. Nou die interessante ding is, dis presies dieselfde woord wat gebruik word wanneer die Bybel sê ons moet navolgers van Christus wees. Ons moet hom naaap. Ons moet doen wat hy doen, soos hy dit doen. Dis presies dieselfde woord. So waar God ons aanmoedig om te sê, doen alles soos wat Jesus dit gedoen het. Probeer die Antichrist ook alles doen, maar vir die verkeerde rede. Dit gaan vir die oog af lyk of dit reg is. Jesus het werklik opgestaan. In Openbaring praat die Antichrist van, dit sal bloot lyk na opstanding. Jesus bring die waarheid. Die Antichrist bring misleiding. Jesus bring lewe. Die Antichrist lei altyd tot vernietiging. Ek glo elkeen van julle het al gehoor dat hulle gaan sê, die Antichrist gaan opstaan. Onthou jy alles wat ons gehoor het wat opstanding is? 2 Tessalonisense, kyk baie mooi, 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 10 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, sy koms sal ook gepaard gaan met allerhande bose misleiding van die wat verlore gaan. Hulle gaan verlore omdat hulle nie die waarheid lief gehad het. Nie geken het nie, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het nie.
en tot hulle verlossing aanvaar het nie. Nie elkeen wat vir my sê, Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragtige dinge gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Daar's een ding wat ons baie mooi gaan moet besef. Daar's 'n groot verskil tussen God se wil lief hê en net ken. Ek het al baie keer gesê, moenie God se wil moeilik maak nie. As jy ooit vra wat is God se wil, is om te doen wat God wil. Dis God se wil. As iemand ooit vir jou vra, okay, maar wat is God se wil? En sê hy, om te doen wat God wil. Wat wil God doen? God wil eenheid hê. God wil hê dat jy sal vry wees. Alles wat God wil, dit is God se wil. So die oomblik as jy begin twyfel, wat wil God in my lewe doen, is dit eintlik baie maklik. Hy wil hê dat jy sal vry wees. Hy wil hê dat jy in 'n goeie verhouding sal staan. Hy wil hê dat jy beheer oor jou emosies sal hê. Dis wat God wil. Maar luister mooi, wat wil die anti-kris? Hy wil hê dat ons moet dink, hierdie een wêreld eenheid is eenheid. Is nie eenheid nie. Hy wil hê dat ons almal net een sal wees. Maak nie saak hoe jy lyk of wat jy doen of enigiets nie. Sien u hoe dit presies dieselfde lyk? Sien u hoe die wêreld en die kerk en almal sal dink dat dit een is? God wil mos eenheid hê. Hierdie lyk soos eenheid. Ek wil vanmôre vir jou baie mooi vra. Ken die waarheid. Die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid sal jou beskerm. Die waarheid sal jou lei. Die waarheid gaan maak dat jy soos die dwaas lyk, want die Bybel sê vir die wêreld lyk die waarheid te mekaar. Ken die waarheid. Laat toe dat die waarheid jou lei. Laat toe dat die waarheid in jou hart lewe. Maak seker dat jy weet wat die waarheid is. Ongelukkig is dit so, dat jy nie die waarheid op enige mens kan afdwing nie. Jy kan nie. En dan gaan ons terug na laasweek toe. Mag die wêreld jou sien en ken aan die vrugte wat jy dra. Mag jy mense bemoedig, herstel en lei soos wat God wil hê jy moet. Maar as jy nie opstaan en die waarheid in jou is nie, sal dit vir jou baie moeilik wees. Ek sluit af. Die vorige eksamen leer Belinda Verkeegen in, ek kan nie onthou wat, ek dink geskiedenis of iets. Maar dis nou die grootste lotstrooi wat ek in my lewe nog gehoor en gesien het. Die feit van die saak is, wat sê ek vir hom? Ja, ek gaan nie dat jy daai goed leer nie. Jy kan maar 0 kry, is alright. Jy kan maar daai vak dryp, dit sal niks doen nie. Of leer ek hom, ek gaan sit na die tyd en sê vir hom, my seun, ek wil jy moet een ding verstaan. In hierdie lewe gaan daar baie uitdagings wees. Al wat ek kan doen is seker maak dat hy weet wat die waarheid is. Keegan weet wat die waarheid is en hy weet wat die boeke hom leer. Die wêreld probeer op enige manier moontlik in die kerk inkom, in die kinders inkom, en alles oral inkom. Miljoene verskillende maniere. In die diepte van my hart uit smeek ek jou vanoggend.
Moenie kompromieë met die wêreld aangaan nie. Want dan sal 'n dag kom. En my hartse gebed is dat nie een van julle die woorde sal hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken. Moenie maak asof jy die Here dien nie. Moenie maak asof alles oukei is nie. Ek het vir iemand in die week 'n prentjie gestuur wat ek gesien het van 'n meisie wat so amper klere aan het en toe staan daar onder, jy het amper niks klere op jou profiel piek nie, maar jy het 'n Bybelvers onderaan. Ons doen die snaakste goed deesdae. Hoekom? Want dit voel vir ons oukei. Ek wil vandag vir jou sê, gaan sit jy en besluit jy, ek in my huis, ons sal die Here dien. Jy gaan nie saam met al my reëls stem nie. My beste vriende stem nie saam met al my reëls in my huis nie. En ek stem nie saam met al hulle reëls nie. Party van hulle is heeltemal te perfeksionisties vir my huis. Sal nie werk met my 3 kinders nie. Maar ek vra jou vandag, moenie die waarheid prysgee nie. Gaan sit jy soos Josua en sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Hierdie is ons reëls, hierdie is my riglyne. Hierin sal ek seker maak dat ek reg is. Kom ons sluit die oë. Johannes 14 vers 6 kom en sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Mag jou lewe Christus se waarheid in hê. Christus se weg in hê. En Christus lewend wees binne jou. Vader, ek kom bid dat U ons sal kom help om sterk te staan. Die woord sê, nou is die weg en min is die wat dit vind. Praat met elkeen van ons individuele. Maar bo alles wil ek bid dat ons nie ander sal loop en oordeel nie, maar dat die vrug van ons lewe hulle eintlik nader sal trek. Om ook te verlang na 'n verhouding. Verhouding met Christus Jesus. Ek bid dat die opstanding van Jesus Christus nooit weer vir ons sommer net 'n een keer gebeurtenis sal wees nie, maar 'n lewensveranderende visie, plan en droom vir elkeen van ons. Ek bid dat Jesus sal opstaan in ons huise. Ek bid dat Jesus sal opstaan in ons huwelike. Ek bid dat Jesus sal opstaan in ons gedagtes, in ons harte, in elke area van ons lewens. En soos wat Christus opstaan binne ons, bid ek, Here, dat ons elkeen ook sal opstaan vir die koninkryk van God. Ek kom bid vanmôre vir elke Christen denominasie in ons land, Here. Ek kom bid in die naam van Jesus, dat God se woord die enigste waarheid sal wees. Die enigste riglyn sal wees. Dit gaan nie oor hoe ek dit sien nie, want elkeen van ons sien anders. Elkeen van ons hoor anders. Elkeen van ons ervaar anders. Maar ek bid net vir God se wil. Nie my opinie nie, God se wil. Nie my vergelyking met iemand anders nie, God se wil. En wanneer ons nie weet wat om vir iemand te bid nie, mag ons bid. Vader, laat U wil geskied in hulle lewens, soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Help my om ander te vergewe, soos wat U my vergewe. Dankie dat U vir my 'n tafel dek. Dankie dat ek saam met U aan tafel kan sit, Here. Dankie dat U my vry maak, my liefhet.
en gedagtes aangaande my het. Gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie, om my 'n hoopvolle toekoms te gee. En ek wil vanmôre sê, Here help ons, want ek in my huis, ons wil die Here dien. In Jesus naam. Amen, amen. Die Here seën u.